Goeiedag, Numeri 14 vers 2. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar in hierdie woestyn gesterf het. Die 2020 vertaling sê hulle het gemor. Die 83 vertaling sê hulle was in verset. Die Nuwe Lewende vertaling sê hulle het kom kla en die Boodskap Bybel sê hulle het teen Moses en Aaron in opstand gekom. Vandag kom die Christen steeds in opstand, kla en mor. Daar is vandag ook baie murmureerders onder die Christene. Hoe baie is daar onder ons wat as die Here beproewinge na ons toe stuur, dan kla en murmureer ons teen die Here. Ek noem dit sommer plainweg moan. Dan word die vraag gevra, waar word ek so beproef? Wat het ek gedoen? Dit was so maklik om teen God te kla. Dink tog hieraan. As die Here met ons na ons verdienste moes handel, hoe swaar sou die kastyding dan nie wees nie? Laat ons opstandigheid voor God bely. Kyk diep in jou hart in en bemerk hoeveel skuim met die goud vermeng is. Hoeveel daar in ons lewe is wat onbetaamlik is en wat verwyder moet word. Om die goud te suiwer moet die oond baie warm gemaak word. Sonder vuur kan geen suiwer goud verkry word nie. Ons murmurering teen God is in stryd met die feit dat ons deur die geloof kinders van God is. 'n Kind moet hom of haar aan die tug van hulle vader onderwerp. As God ons kastei, mag ons nie die liefde van God in twyfel trek nie. Daarom ook sê God se woord in Hebreërs, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Die Vader het 'n heilige oogmerk, 'n wyse doel met al sy handelinge met ons. Hy kastei en tugtig ons uit liefde, om van ons beter mense te maak en om ons nader aan hom te bring. Vertrou dus op God. Die tyd sal kom wanneer jy die Here sal dank vir sy kastyding. Wat ons so maklik teëspoed noem, is dikwels niks anders as geestelike voorspoed. Moet dus nie langer murmureer nie, moenie verder kla nie, moenie in opstand kom nie, wees stil voor God as hy die snoeiskerp aan die boom van jou lewe inlê. Hy is besig om jou as die rank te reinig en te heilig, sodat jy die vrugte van geregtigheid kan dra. Kom dat ons maak soos Jakobus sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. My geliefde vriende, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.